Nou julle, hou julle ook van ontbyt. En vandag hoor ons 'n storie toe Jesus vir sy maatjies ontbyt gemaak het, die disippels. So ek het vandag my spesiale maatjie saamgebring, oom Bernard. Hallo julle. Dit is lekker om saam met jou pyjama kerk te hou. En vandag se storie speel visse 'n belangrike rol. So oom Bernard gaan vir ons sommer begin en dan sing ons lekker saam. Daar's vissies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit ons gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Dit was nou so lekker, kom ons doen dit weer. As vissies in die water, kyk hoe swem hulle rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit ons gemaak het? Die Here, ja, dit is hy. Oom Bernard, wat het daai oggend gebeur? Want ons weet nou Jesus het al opgestaan uit die graf uit. Ons weet hy het verskyn aan mense. En so wat het daai oggend gebeur? Maar as julle sal raak onthou dat Jesus die meeste van sy disippels geroep het om vir hom te volg. Heel aan die begin, toe was hulle vissermanne gewees en hy het vir hulle geroep vanuit hulle werk wat hulle gedoen het en gesê nou moet hulle voltyds vir hom volg en hy sal vir hulle vissers van mense maak. Nou uiteindelik nadat hy opgestaan het, het hulle nog steeds nie geweet wat dit gaan beteken dat hulle vissers van mense gaan wees nie. En hulle het toe maar teruggegaan om nog steeds weer te gaan visvang. Die een aand het Petrus vir 'n paar van sy disipelvriende gesê, ek gaan visvang, en 'n klomp van hulle het gesê, hulle gaan saam. Mense baie keer in die nag vis gevang, want dit is wanneer mense die meeste vis kry, vandag met vissermanne het nog steeds. En maar daai nag het hulle uitgegaan, en toe die son al begin opkom, toe dit al begin lig word, het hulle nog niks vis gevang nie. En hulle sien iemand daar op die strand, dit was Jesus, maar hulle het hom nie herken nie, en hy vra vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? So asof hy net sommer iemand is wat van hulle visse wil koop. En hulle sê, nee meneer, nog niks hierdie nag nie. En hy sê toe vir hulle, maar gooi julle net aan die regterkant van die boot uit. En toe hulle dit doen, toe begin hulle baie vis te vang. En toe leun Johannes oor na Petrus toe en hy sê, Petrus, maar dis ons die Here daar op die strand, is Jesus. En Petrus was so opgewonde, dat hy spring sommer in die see en hy begin strand toe te swem, want intussen het die net vol visse geword, so baie visse dat hulle dit nie kon uittrek nie. En toe hulle daar by die strand kom, het toe daar klaar 'n vuurtjie gebrand en hulle het vir Jesus herken. Daar was klaar 'n visie op die vuur, daar was brood. En ek is seker die disippels daai ontbyt gesien het wat Jesus vir hulle gemaak het, het hulle teruggedink aan die 5 broodjies en die 2 visse wat Jesus van hy seentjie gekry het en waarmee hy 5000 mense kos gegee het. En so het Jesus daai oggend vir hom ontbyt gemaak en ek is seker toe het hulle beter begin verstaan, want toe het Jesus nog verder met hulle gepraat, dat hulle wat dit gaan beteken dat hulle vissers van mense gaan wees. Sjoe, Bernard, dis 'n mooi storie. Hulle ontbyt lyk so 'n bietjie anders as ons ontbyt vandag. Maar dit is vir my nogals mooi hoe Jesus vir hulle gesorg het, dat hy broodjie gemaak het en gebraai het, so 'n roosterkoek, en dat hy vis daar gehad het en wat al klaar gebraai het. En ook dat as sy maats, die disippels, nie gehoorsaam was om die net aan die ander kant uit te gooi nie, dan sou hulle nie so baie visse gekry het nie, dan sou hulle hierdie wonderwerk ook beleef het nie. So Bernard, hoe gaan ons hierdie storie onthou? Want dit is 'n mooi storie. So ek het die kers, en ons weet mos die kers verteenwoordig vir ons Jesus. En ek het water, wat ek hier gaan ingooi. En ons weet hoe Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Ons weet sy bloed het vir ons sondes betaal. Maar kyk nou wat gebeur hier.
So Jesus het al ons sonde saam met hom in die graf ingegaan. En toe hy opstaan uit die dood, toe kan hy nie wag om dit te deel met sy maats nie. En dit is vir my so mooi. Dit is wat hierdie Kers-eksperiment vir ons wys. Ek het gesê ons maak visse vandag. So, ek het verskillende visse vir julle gebring wat ons kan maak. Die een is as jy eierdoppies vat en jy knip dit uit, jy ry 'n toukie daarin en jy sit vir hom 'n stertjie aan en 'n koppie, dan het jy, hierdie kan jy natuurlik lekker verf. As jy nie verf het nie, kan jy 'n koekkleersel gebruik met 'n bietjie water aanmaak en dan verf jy dit en dan het jy 'n visie wat swem. Kan jy lekker swem deur die huis. 'n Ander een waarvan ek nogals baie hou, is as jy karton vat en jy sit gom op, daai wit gom wat so deurskynend droog raak. So jy teken daarop en dan laat word jy dit droog en as jy dan folie oor sit en jy gaan met koutjie oor, en weet nie of julle kan sien nie, maar dan maak hy sulke mooi patrone. So dit is ietsie wat julle ook kan doen, sulke folie visies. As julle toiletrolletjies het, dan vat jy jou rolletjie en jy druk sy een kant toe, jy plak hom vas of jy stapel hom vas en dan het ek sommer gewone tydskrifpapier gevat en dit omgedraai, vir hom 'n stertjie gemaak en 'n mondjie geknip en dan het jy so 'n visie wat ook so kan rondswem. So dis ons visies, maar weet julle dis lockdown tyd en hulle sê ons gaan nog vir 'n lang tyd nie vir mekaar drukkies kan gee nie. So ek het gedink, hoekom maak ons nie drukkies nie? So as jy papier het, soos koerantpapier of bruin papier, dan gaan lê jy daarop so en dan vra jy vir mamma of pappa of boeta of sissa om vir jou af te trek, jou kop en jou arms en dan sit jy met so 'n prentjie met handjies en 'n kop. En dan as jy wil, dan kan jy jouself hierso teken, sien daar het ek oogies en 'n mond en sommer 'n hartjie geteken, maar as jy nog groter is, dan kan jy hier 'n boodskap neerskryf. En dan stuur jy dit, dan pos jy dit vir ouma en oupa wat nie by julle is nie, of vir mense vir wie jy lief is. En dan stuur jy sulke drukkies. So jy vou dit net op, jy sit dit in 'n koevert en dan gaan pos jy dit. Of gaan gooi dit sommer in hulle posbusse as hulle naby is. En dan was dit hierdie week ook Aardedag. Nou Aardedag, van Bernard, is as 'n spesiale dag waarin ons dink hoe ons vir die aarde kan sorg en hoe ons vir die aarde kan lief wees. So ek het gedink, hulle kan saam met hulle gesinne dink aan maniere hoe hulle vir die aarde kan lief wees. Vir my is dit nogals lekker om 'n boom te druk. So ek weet nie of jy dit al probeer het nie. Om Bernard het jy al 'n boom gedruk? Ek het al 'n keer wat. Ek dink ek het jou forceer, ja, om 'n boom te druk. Dit is nogals lekker, so gaan druk 'n boom. Maar goeders wat ons kan doen is ook goed soos om ons ligte af te sit, om minder kos te koop wat in plastiek is, sodat ons minder plastiek gebruik. Gaan dink 'n bietjie saam met jou gesin op watter manier julle gesin die aarde liewer voor kan wees. En dan môreoggend is 'n vakansiedag. So hoekom maak julle nie moeite daarmee om môre julle ontbyttafel mooi te maak nie? Dek dit mooi, sit 'n kers aan. Julle kan ook 'n leesstoel daar by die tafel sit en dan is dit die stoel, Jesus se stoel. Dan verbeel julle jouself dat julle saam met Jesus ontbyt eet. Ek hoop julle het 'n wonderlike week. As julle besig is met skoolwerk, baie sterkte, haal maar diep asem en ek weet ja, dat ons hierdeur gaan kom. En dan wil ek sommer by julle ook hoor of julle nie vir my foto's wil stuur van wat julle alles doen. Dit sal lekker wees om te sien, om julle gesiggies weer te sien en te sien wat julle doen. Kom ons sien mekaar. Mag die genade van Jesus en die liefde van ons Vader
vriendskap van die